Daar sê, goeienaand. Lekker in my kortbroekies op man, Noord-Kaap, is daarmee so koud nie. Emie, net gehoor, ek hoor jy ons klank, hoe klink die klank? Wie wil jy gepraat daar nie? Hallo Emie, kan jy ons mooi hoor? Right, Emie, as jy ons getoets het, kan jy inkom. Sien daarop alles is geconnect. Moet het of ons daar is? Kan jy ons sien, kan jy ons sien? Emie. Waar is Emie? Kan jy ons hoor, Emie? Al twee, mooi. Ons is reg, ons. Baie dankie. Hoe sê jy? Ons is duidelik die bekend is mooi. Right, nou, ek is nou by jou. Is ons al op? Of nog nie? Ons is al op, ons is al live. Jy kan so aan die vir die mense welkom sê. Ja, sê, alright. Emie, waar is jy? Ek moet ook kyk, waar is jy? Ja, goeienaand almal. Ek sit hier saam met Henry vanaand. Ek is sy gas. Hy is net besig om 'n klein verstellingkie te maak hierso. En ons is hier in die Kalahari. Ons is nog op die parafienstoofie en so verskoon ons so 5 sekondes. Maar ons het 'n interessante topik vanaand. Hier is my moderator, né? Waar ons bietjie wil praat oor Sien jy? mense wat sê eenmal gered, altyd gered. Nee. Jy het Jesus aangeneem op 'n stadium in jou lewe en dit bring jou by 'n punt waar jy, as jy sterf, gaan jy hemel toe. Jy kan maar lewe soos wat jy wil. Doen wat jy wil. Dink julle dit werk so, Henry? Ja, ek het so 'n bietjie gepraat. Ek hoop Ek weet die naam aan die kykers en die mense wat nog inskakel, baie welkom op hierdie ongeskeduleerde program vanaand. Ek het 'n bietjie sommer net op die hart soos hy gesê het. ja. Ons het al aangeraak, maar ons wil weer bespreek vanaand. Eenmal gered, altyd gered. Nie wie volgens my vat nie, hoor. Mense roem daarop. Ja. Dis dieselfde as dit hand op my hand aan hand met die genade, jy weet. Dis reg. Mense roem op dit en nee, definitief nie, wie hoor. Definitief nie. Jy weet Henry, ek wil hê ons moet kyk na wat Paulus daaroor sê en nou wil ek hê ons moet kyk wat sê Petrus daaroor. Yes. En dan kyk ons wat sê Johannes. Ek bedoel en miskien nog bietjie Jakobus ook so. Ja. Kyk wat sê daai man nou daaroor. Ons kyk bietjie na die skrifte. Paulus praat nou nie die vrys eenmal, die frase eenmal gered, altyd gered kom nou natuurlik nie voor nie. Yes. Maar wat Paulus van praat, hy praat in Romeine 11 vers 20 tot 22. Jy staan deur die geloof, bly dan in sy goedertierendheid, anders sal jy ook afgekap word. Sê hy. In Galasiërs 5:4 sê hy, julle het van Christus losgeraak. Julle het van die genade verval. Daar is dit. Yes. Jy sien. So Kolossense 1 vers 22 en 23 is nogal baie pertinent. Hy sê om julle heilig en onberispelik voor hom te stel, as julle ten minste in die geloof bly, gegrond en standvastig. Ten minste Dat, yes. in die geloof bly. Weet, dis wat ek maar altyd sê, jy weet die ouens sê nou, soos gesê het nou, mense wat vaskyk in genade. Ja. En daar is ongelukkig sommige predikante ook, as daar enige predikant is wat kyk, wat al kommentaar wil lewe, jy is welkom. Daar is sommige predikante wat dit ook preek van die preekstoel af, en dis vir my so, dis onwaar. Ons hier is onwaar, want as ek nou gaan by eenmal gered, altyd gered, byvoorbeeld nou, dit beteken nou, ek is gered, so ek kan nou maar maak wat ek wil. Dat is mos nou altyd gered, verstaan jy? Maar die woord sê toch duidelik vir ons moet die Here dien. Ja. Dis een van die punte, ons moet die Here dien, voluit, aan mekaar, verstaan jy? Weet, Jesus gee ook 'n baie goeie gelykenis daaromtrent, Henry. Hy sê as jy nie in hom bly nie, dan kan jy ook niks reg kry nie. Verseker, né? So dan is jou geloof ook, met Ja. ander woorde, of jou saligheid is ook dan daarmee heen. Ja. Want dan hy praat van die wynstok en as jy nie in die wynstok vas bly nie, dan gaan die geloof, die Heilige Gees nie deur jou kan vloei nie. Verseker, hoor, nee, verseker. So en hy sê dit wat afgekap word eenkant weggegooi en dit word verbrand. So ou moet kyk na al twee hierdie kante. Jy weet daar's mense wat sê die stelling maak dat hy is
dis vir God moontlik om ons te bewaar tot in die einde toe. Yes. En dit wat Jesus sê self, dit wat jy vir my gegee het, Vader, sal ek bewaar tot op die einde, Absoluut. tot op die dag dat ek terugkom. Maar daai bewaar wat hy van praat daar, ek dink dit is die groot vraag is. Jy weet, in Johannes kom dit op 'n punt waar Jesus met die skare praat en hy bring toe op 'n stadium 'n baie sterk boodskap. Hy sê, wie my bloed nie drink nie, en van my vlees nie eet nie, Yes. het nie deel van my nie. En daar was 70 disippels van hom daar. En hulle het omgedraai en begin wegloop. Yep. Toe draai hy na die 12 toe ook. Toe sê hy, en julle, wil julle nie ook maar gaan nie? Yes. So, jy weet, ons saligheid is absoluut in Christus. Jy weet, jy praat nou so 'n ding. En 'n ander ding, ek wil net vir ons kykers sê, as daar iemand wat 'n vraag het, is julle welkom vir ons 'n vraag te post. Ons kameramanne staan gereed om vir ons te gooi met die vraag. So julle is meer as welkom. Julle sal ook my nommer sien. Hulle sal my nommer opsit daarso, waar ons ook 'n gebedslyn het wat julle kan versoek instuur vir gebed. Partykeer wil mense 'n bietjie praat met iemand. Ek sal graag nou 'n goue getuienis wil gee oor een van my ouens op die gebedslyn. Maar wat ek wil sê is, nou kry jy ou wat na jou toe kom en sê vir jou, beteken dit dan nou ek kan nie sonde doen nie, want ons is almal sondaars. Maar hier is nou die verskil. Ek praat van intentional sin, nee, moedswillige sonde. Ons almal is sondaars. Ons sal nooit elke dag sonder sonde wees nie. Daar is nie so 'n ding nie. Eer van ons verheerlikte liggame kry, Eers dit, sal ons vry wees van die sondige natuur. Ja. Verseker, nee, verseker. Maar nou is dit 'n daaglikse, Jesus sê, neem jou kruis op en volg my. Absoluut, absoluut. Dis wat ek ook sê, en ek is, wat hulle op die ouens inprent, en ek hoop almal verstaan julle, en sal sê, lees jou Bybel, dien die Here, doen gebed, lewe in een met die Vader, verstaan jy? Dan is dit so, maar eenmaal gered, altyd gered, dis 'n nou, definitief. Dit is nie so nie, definitief nie. Ja, nee. Ek wil net gou vir ons kyk hierso, wat Petrus bietjie sê oor die saakie. 2 Petrus 2 vers 20 tot 22, hy sê, want as julle nadat julle die besoedelinge van hierdie wêreld ontvlug het, deur die kennis van die Here en Verlosser Jesus Christus, weer daarin verstrik en oorwin word, dan het julle die laaste vir julle erger geword as die eerste, want dit sou vir julle beter gewees het, om die weg van die geregtigheid nie geken het nie, as om nadat julle dit leer ken het, terug te draai. Yes. So daar sê dit vir jou duidelik. Absoluut, nee, is baie duidelik. Jy kan wegdraai. Jy kan, soos die Engelsman sê, apostasy. Jy kan Christus verloon. Ja, nee, jy kan. Jy kan. Jy kan. Hoor hier so, dat kan my sommer dink aan die sonde. Nou regtig sê ek vir 'n ou, toe lees ek Galasiërs, Galasiërs 5 hom. Die vrugte van die gees en die vrugte van die vlees en goed, hè. En ek lees toe sommer so tussen en ek sê, brassery en vloekery en towery en rook, en die ou kyk vir my so aan, hy weet nie of rook in die Bybel staan nie, maar rook is 'n sonde, wat sê jy? Weet jy wat? Ons liggaam behoort aan God. Amen. En hy noem dit sy tempel. Yes. Nou gaan jy God se tempel besoedel? Ek bedoel, do you mean business with God? Yes. Or are you just playing with God? Jy weet, God laat nie met hom spot nie. Wat jy sê, sal jy maak. Maar verseker nie. So, as jy 'n Christen nou is, en hoekom sal jy nou longkanker wil vir jouself bymekaar maak? Of 'n soortgelyke siekte? Ons weet rook het baie affiliate van siektes, maar ek voel sterk daaroor dat rook definitief beïnvloed die werking van die Heilige Gees. Ek sê altyd weer, en ek sê altyd as ek nou 'n sigaret vat, kyk ek was self 'n roker, verstaan jy? Yes, ek self. As ek 'n sigaret nou vat en ek trek hom in, omdat ek die Here gevind het en ek die Here ken, dan gaan ek ons nou die Heilige Gees vol rook maak binne my, verstaan jy? So dit klink nie vir my lekker nie, man. Ja. So die ding is, jy weet, van rook, dit bly maar vir my 'n sonde. Yes, ek wil presies wat jy sê, want dis soos jy sê, ons is die tempel. Definitief. Dis die tempel, jy weet, en dit staan nie pertinent in die skrif dat rook is 'n sonde nie. Yes. Maar jy weet, daar's 'n baie mooi skrif wat ook opkom by my nou. Hy sê, as jou gewete jou pla, God is groter as jou gewete. Nee, ja. So,
As jy vir jouself kan oortuig dat so rook nie 'n foutief is nie, dan bevraagteken ek die vlak van die gees wat jy hom mee aanbid. Ek is 'n lekker vraagie wat ek altyd vir die studente goed vra. Sou Jesus dit saam met jou doen? Dis vir my altyd 'n lekker ding. As anders nie is, dan moet jy weet. Dis nie die regte ding nie, verstaan jy? So sal ek 'n sigaret uithaal vir Jesus sê rook saam met my. Seker goed, verstaan jy? 'n dop of iets, seker goed, jy weet. Ja, presies. Ek bedoel, hy sê in die skrifte ook, wees heilig, want ek is heilig. Sê, net so. Nou, net so. Jong, as ou hierdie goeters vat, jy weet, dit laat mens begin nou jou Christendom ernstig opvat, want daar's baie mense. En kom ek sê gou vir jou, is eenmal gered, altyd gered. Nie ook maar 'n teken van die tye nie, want hy sê op die einde gaan baie afvallig word van die woord. Is dit nie? Ja. So, en ek dink, jong, as jy nog loop met 'n sigaret, moet jy begin plan maak om by die Here te kom en met hom ernstig te deel, want dit sê net vir my, jou vlak van commitment is nie baie sterk. Glad nie. Jy weet, ja. Ek weet nie, ou hoor, baie keer, hoor jy maar mense maak verskonings, verstaan jy? Baie. Maar jy nie sonder, of jy nie dit nie, of jy nie dit nie. Ek verstaan dit ook, maar ons kan, soos dit ek nou, as ek nou gaan rook, dan is dit my intentional, want ek is met die opsie om te rook, verstaan jy? Dan is dit my sonde, definitief. Ja. Jy kan nie verby dit gaan nie, jy kan nie weg. Jy kan nie. Daar is nie manier nie. Ek wil gou kyk vir ons wat sê ou Johannes dan na hom trek. Kyk, Petrus het hom nou hard aangespreek. Terwyl jy daar kyk, ons kykers, julle is welkom om vrae te vra, die wat ingeskakel het, julle is baie welkom. Ons kameraman is reg om ons te looi met die vrae. En dan my nommer gaan ook daar verskyn, 079-211-4205. Julle is meer as welkom vir gebedsversoeke, miskien voel jy nie lekker vanaand nie. Jy wil dalk met iemand praat of jy dalk net 'n gebed nodig, jy's baie meer as welkom. Daar's altyd krag in gebed. Okay, Wiek. Ja, Johannes, hy praat hierso. Hy sê ons verkondig aan julle die ewige lewe wat by die Vader was en aan ons geopenbaar is. Dan sê hy verder, dit is natuurlik 1 Johannes 1 vers 2. Maar hier in 1 Johannes 5 vers 11 gaan hy aan en hy sê God het aan ons die ewige lewe gegee. Nou wie is dit nou? Dis nou natuurlik, hy het nou net vir jou gesê in vers 2, dit is Jesus. Die ewige lewe is Jesus Christus. Die ewige lewe is nie iets wat jy in gaan beweeg as jy eendag tot sterwe kom of so nie. Dit is, as jy met 'n verhouding staan met Christus, staan jy in die ewige lewe. Absoluut, nee, verseker. Klaar. Verseker. So nou sê hy hierso, en die lewe is in sy seun. Hy wat die seun het die lewe. Hy wat die seun van God nie het nie die lewe. Yes. So met ander woorde, eenmal gered, altyd gered, kom op een punt te staan. Het ek vir Jesus of het ek hom nie? Of weet ek kom nie. Ja, daar's nie 'n tussenin nie. Ja. Daar's nie 'n tussenin nie. Want hy sê in die boek van Openbaring, was jy maar warm, was jy maar koud. Yes. Maar nou is jy lou, dan gaan jy uitspoeg. Absoluut, ja. So dis nie jy wat van hom af weg gaan nie, hy gooi jou somme weg. Verstaan jy? Jy sien die ding. So ek dink ou moet baie diep aan hierdie ding dink en voor jy vashou, ook kyk nou die Here, ek het 'n gelofte afgelê of ek het die Here bely en ek het in my hart geglo en nou is ek gered. Maar 5 jaar down the line begin jy afdwaal en jy val langs die pad. Jy weet, Jesus vertel 'n baie mooi gelykenis ook daaromtrent. Hy sê die saad val langs die pad. Nou as die woord van God gespreek word en jy hoor dit en jy verwerp dit dadelik. Yes. Dan het jy nou al baie ver van hom al weg beweeg. Want dan sê jy al langs die pad. Ja. Maar dan kry jy die ander stukkie grond wat hy van praat, wat hy sê klipperige grond. Nou ek verduidelik dit altyd so, daai klipperige grond is nog sondes in jou lewe. Yes. Jy weet, miskien die rook. Ja, miskien die rook. Maar dis nie ons plek om daar. Yes. Miskien die drank. Miskien die aggressiwiteit. Ja. Miskien die vinnige humere. Jy sien, God beoordeel die hart. Dis hoekom hy ook sê in die boek van Spreuke, bewaar jou hart. Yes. Wat bewaar moet word. Want daaruit is die oorspronge van die lewe. 'n Ding wat mooi is, hou jou storie Wieke, 'n ding wat altyd mooi is, vir ons kykers, Roy Strauss, hy sê altyd die ding van,
Ons veroordeel nie die mens nie, ons veroordeel die sonde. Yes. Dis my altyd 'n mooi ding om te Yes, sê. altyd, ja. Yes. Jy weet, jy moet die mens lief hê, want God het hulle lief. yes. Want so lief het hy almal gehad, dat hy Yes. sy seun gegee het. Dit bring my by 'n volgende ding, wat ons allemaal opkom by my, die doop. Ja, Ek het al mense gesien wat hulle laat doop, en weet ek, daai ou was eintlik tog nie reg nie. Ek voel, dis my persoonlike mening, ek voel 'n mens moet 'n pad stap saam met iemand voor hy gedoop word. ek stem Dit is om met 'n blaatante wie wil gedoop word en mense stap uit nie. Dis my persoonlike mening. Ek voel regtig as iemand sê wil gedoop word, moet hy daai pad stap en bietjie seker maak, jy weet. Ek weet nie hoe voel jy oor dit, Wiek? Dis nie wat jy nou maar yes. Ek hoor jou, maar wie wat Jesus sê vir ons die groot opdrag is gaan maak disippels. Yes. Nou 'n disipel is nie net iemand wat nou tot bekering gekom het en nou sê hy disipel nie. 'n Disipel is iemand wat hom volg in woord en in Yes. daad. Dis 'n disipel. Yes. Jy weet, so wel die skrif leer ons dat hulle tot geloof gekom en hulle is toe gedoop. Yes. So dit kan gebeur. Ja, Mens ja. kan dit seker so sien. Dis 'n kommitment wat daar gemaak word. Yes. Maar wat daarna gebeur is absoluut daai persoon wat gedoop is se verantwoordelikheid. Ek dink ook 'n mens moet as jy iemand gedoop het, ek praat spesifiek van hierdie gevalle, moet ons eintlik die pad stap saam met jou. Jy moet Dat jy help nie ek doop iemand en daar sê ek is klaar nie, verstaan jy? ja. Ek dink dis een van die groot probleme. Ja. Ons om nie die pad saam met jou te stap nie. Verstaan jy? Kyk, as hulle gedoop het in die boek van Handelinge leer ons en die mense is by die gemeentes bygevoeg. Yes. Hulle het dit bygekom. Yes. Jy weet jy moet deel raak van die gemeenskap. Want Christendom is nie 'n lone ranger Nee, definitief. effek nie, jy weet. Nee. En dit is altyd, hy sê ook as hy hulle uitgestuur het 2-2 of hy sê as 2 of meer by mekaar is, ek is daar. Dis hy. Nie dat God nie vir ons luister as ons alleen in die binnekamer aangaan nie. Maar daar is absoluut krag Nee, verseker. in die gemeenskap van die Heilige Gees. Kom ek sê gou vir jou, ek wil gou 'n bietjie getuienis gee oor op die gebedslyn van my bel 'n ou van my. Hy sê vir my hy kan dit nie meer vat nie. Hy wil sy lewe neem. Praat 'n bietjie met die ou, hy gebruik dagga en goede. En ag, hy het 'n verliese, verstaan jy? Hy het as jong kind het hy sy ouers verloor en sy meisie het hom nou gelos, hy is nie getroud nie en hy kan nie die kind sien nie en bla bla bla. In elk geval en ek stap toe nou op pad saam met die ou seker al 'n bietjie meer as 'n maand, maar so lekker sy ou vir my in die oggend bel of stuur sy ding en hy sê afgemerk en opgehou dagga gebruik en goed. Wow. En die ou bel en hy borrel en hy sê vir my, maar die mense sê ek praat aan mekaar. Ek sê hey broer, wait. Dis die Heilige Gees. Jy loop oor, soos die ou mense sê. Jy borrel, jy loop oor en die woord sê dit vir ons. Maar in elk geval, Strome van lewende water. gisteraand kom ek in my bed en ek kry 'n WhatsApp en ek sien die ou sê vir my ek is jammer. Ek het sonde gepleeg. Ek het teruggeval. Ek dink die eerste ding wat opkom in my is hierdie ou het weer begin 'n dag gaan gebruik en. Jy weet dis mos nou die ergste wat ou kan verwag. Ja. En vanoggend dink ek nee, wag, ek sien vir die ou boodskap. Hy sê, "Wat het jy gebeur? Jy dag gaan gebruik. Hoe kan jy soveel hoor nie? Wat het gebeur?" Hy sê, "Nee, ek vergeet om Bybel te lees gister." Dis 'n soms almal verligting, verstaan jy? Ja. Maar wat ek wil sê is, met die gebedslyn, ons kom by sondes. Dit kan oorwin word. Ja, absoluut. Dit kan oorwin word. Die mense moet net ons moet vashou aan God. Dis die storie. Jy sien, die groot ding van die Christen is, Jesus sê, ek gaan julle die helper stuur. Die Heilige Gees. Dis hy wat jou gaan oortuig van die sonde. Yes. Jy sien, die oomblik as die Heilige Gees deel word van jou, dan het jy daai helper inside wat jou gaan dit help oorkom. Yes. Maar sonder die Heilige Gees, dink ek is maar dis 'n stryd wat jy Ek het so nie lekker gaan wen nie. Ek het so lekker sê ding wat ek altyd ouens sê, as ek stap om 'n ding te doen, dan sê iets vir my. Moet dit doen nie of wat ook al. Daai ietsie is my Heilige Gees. Dis niemand anders nie, verstaan jy? En nou kom dit aan, nou moet gehoorsaam wees. Anders is dit nou maar sonde. Dis nou maar so. Ja. Ja. Gehoorsaamheid, jy weet, die skrif sê ongehoorsaamheid is dieselfde sonde as witchcraft. Yes. Yes. Dit is vreeslik. Dis verskriklik man. Dis verskriklik. So ons moet pas op hoe ons die Heilige Gees en die Heilige Gees is baie sensitief. Ek bedoel jy kan hom in 'n oogwink kan hy terugstaan. Ja. En hy gaan selfs al loop jy 'n pad met hom. En ou moet pas op hoe jy die Heilige Gees
Ja. te nakom. Ek wil nie die woord gebruik te nakom nie. Ja. Dit is meer steur in sy werk. Yes, né? Ek moet baie sensitief. 'n Jong Christen dink ek is nog baie onder genade meer. Yes. Maar hoe dieper die vlak van want Paulus sê, pas op dat nie almal leermeesters Ja, word ja. nie. Ja, ja. Want hoe meer jy hoe meer jy het, hoe groter is jou rekenskap. Verseker, ja. Ja. So hoe langer jy pad stap met die gees van God, hoe groter is jou rekenskap wat jy Ja, moet gee. En ja. obviously die Heilige Gees hou jou teen daai Yes. En die woord sê duidelik ook dat die wat weet, né? Die wat weet, moet versigtig wees. ja. 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 Dis as jy weet. Ek het nou wat ek aan dink iets anders wat jy gesê het. Oor sonde, dan is miskien nou weer byval. Maar ek dink ja, mense moet versigtig wees. O, dis wat ek wou sê, liefde. Ons weet die tweede gebod is naaste liefde. Jy moet die naaste lief hê as jouself. So ek sê altyd, as ek my naaste lief het. So ou moet nou baie versigtig wees. Ons het maklik om te sê ek is lief vir my naaste. Maar as ek nou lief is vir my naaste, sal ek op jou skree, sal ek jou slaan, sal ek jou vloek, sal ek jou verneek. Hoor jy wat ek sê? Ek hoor jou. So ou moet so versigtig wees. Ja. Ou moet so versigtig wees. En ja, ons het nie engeltjies nie. Maar ons moet tog, ek dink ou moet tog kyk na die goed, nee. Liefde. Liefde is 'n baie diep onderwerp as jy hom gaan bestudeer. Maar ek het eendag 'n prediker gehoor wat vir my gesê het en hy definisie van liefde het hy dit so bespreek. Hy het gesê, hy sê liefde is om iemand volle mag te gee om jou totaal en al te verwoes. Ja. En dan te hoop dat hy nie daai mag teen jou sal gebruik nie. Ja, nee, joh. Dis liefde. Ja. En jy weet, dis wat Jesus kom doen het. Hy het vir ons so lief gehad. Yes. En ons het ons mag misbruik en ons het hom teen 'n kruis gaan vaslaan. Ja. Maar God werk dit wat verkeerd is ten altyd ten goeie Yes. vir die wat hom liefhet. En toe al was hy nou teen die kruis vasgespijker, het hy ons die skrif in Kolossense 2 praat hy daarvan, ek dink is vers 14. Het hy ons die getuieskrif wat teen ons staan, Ja. waar al ons oortredinge op staan, wat Satan gebruik as 'n klagstaat Dis teen ja. ons, Ja. het Christus gevat, uit die weg uitgevat en hy het dit op die kruis gaan vasnaal. Jy weet, dis liefde. Ek sê altyd, Wiek, jy weet, dis maklik vir ons te sê ek is 'n Christen. Ek sal enige iets vir my Christendom doen. Nee. Maar as iemand nou hier instap, sal ek 'n gun vat vir Christus. Ons sê dit baie maklik met die mond. Jy Maar meen sal ek die gun vat? iemand jou skiet Ja. of jou kop afkap soos die Ja. Sal ek dit doen? Hoe is dit? Verstaan jy? ja. Dus dit is baie moeilik. Maar ja, dit is soos dit is. Ek bedoel, daai dag moet maar kom. Ja. Kyk, hy sê dis 'n ander topik wat ons seker 'n ander dag bietjie kan aanraak, is die wegraping. Yes. Maar die wat na die wegraping nog gaan oorbly, gaan met hulle lewens moet betaal. Verseker, Dis 'n natuurlike feit, né? So en so die wat dis hoekom ek sê ons moet nou nie laat dit makliker gaan word. Yes. Kyk, hy sê die einde van die tyd wat kom en ons is nou daar. Ja, ons is nou daar. Die tekens is daar, verseker. Die tekens is daar. Hy sê dit Jesus sê self ook in Johannes 16, ek dink dit is vers 30 of daarom. Op die einde van die hoofstuk sê Jesus hulle gaan dit vir ons moeilik maak. Dit gaan vir ons baie moeilik word. Ja. Maar hou goeie moed. Dis die ding. Yes. Hou goeie moed. Want ek het oorwin, sê hy. Jy sien, so ek dink net ons moet kyk hierna in die opsig van, en dit bring ons terug na eens gered, altyd gered. Dis hy. Hou op vas aan hom. Ja. En dis as daai man daar deurstap met daai wapen of met daai Ja. panga van hom en hy stap na jou toe. Ek het op jou gehad, het altyd gesê, dit is moeilik. As jy 'n Christen is, as jy die Here volg, is dit so baie moeilik, want die duiwels aanslaas ons so baie meer, verstaan jy? Ja. Sê ons kan nie verstaan nie. Hulle dien die Here, maar al die goed gebeur met hulle. Maar dit is alles maar toets en dis maar hoe dit is. Die woord sê vir ons dit. Maar ek het op jou gehad, het altyd gesê jy moet doelgerig wees. Jy moet net weet waarom jy op pad. Ja. Dit is die belangrike ding. Ja, Ek moet vashou in God. Jy moet weet ek is op pad na hom toe en die aanslag gaan kom. Dit is ongelukkig so. Ons kan dit nie vermy nie, verstaan jy? Maar eens gered is nie altyd gered nie. So ek kan nie dink
ek is nou gered, ek kan maak wat ek wil nie. Glad nie, dit bestaan nie. Nee. Nee, jy weet, as jy net na Jesus se parables gaan kyk, gelykenisse, Ja. dan, ek bedoel, kom ons kyk na die 10 maagde byvoorbeeld. 10 maagde, sê vir jou, dis 10 mense wat Christus aangeneem het, hulle het gewag vir hom. Ja. Maar 5 was nie voorbereid gewees nie. Extra olie, extra olie verwys na die gees van God toe. Daar's al klare heenwyse. Daar kan 'n afvalligheid kom. En net die feit van die saak wat ons nou gesê het van die teken van die tye is die afvalligheid en die valse leringe wat nou die wêreld gaan inkom. Baie. Nee. En ek dink hierdie eens gered altyd gered is een van daai valse leerstellings. Gepraat van valse leerstellings, ek weet nie of jy gesien het, die church defenders is besig met groot optogte en alle goed, want die regering wil ons nou maar die kerke sal ek sê beheer. Ja. So 'n pastoor of 'n dominee sal moet 'n lisensie kry voor hy mag preek of begrawe of wat ook al. En dit word vir hom voorgesê wat hy mag. Ja, dit word vir hom voorgesê wat hy moet preek, ja. So dit is nogal, dit is alles deel van die tye, né? Ja. Al die goed wat kom. Definitief. Jy weet, in Amerika het ek nou al gesien die valse lerings wat nou daar op staan. Yes. En selfs in die ou tradisionele Pentecostal kerke wat die valse lerings opstel, wat hulle God se gees, kyk nou, jy kan nie God se gees in 'n boksie sit en sê dis hoe hy werk. Hy kan uitbars en lag. Hy kan hy kom in en hy slaat die hele kerk plat op die grond. Dit kan gebeur. Ja. Maar deesdae is dit besig asof dit 'n tipe van 'n ritueel te raak. Ja. Hulle daar was hierdie een vrou onthou jy jare terug met die goue haar, vlokkies wat nou kom ons dag so. En ek bedoel, genade, maar as jy net al daai klop goud vlokkies daar was die ou wat dit doen, maar die mense gaan doen. Verstaan jy? Jy was in Nigeria ou wat die komkommers verkoop het weer. Wat met heilige water gewas was, sulke goed, verstaan jy? Jy kan ek lag nou daaroor, maar die sad van die hele ding is, daar's mense wat dit glo, Wiek. Dis vir my die ergste van alles, daar's mense wat dit glo. Jy sien, ek dink ook, weet jy wat, Henry, ek dink dit vat ons terug na Romeine 1 toe, waar God hulle oorgegee het om die dwaling te glo. Nee, yes. En dis ook maar 'n teken van die einde. Want alhoewel hulle weet wie God is, het hulle besluit, jy weet, daar is net een waarheid, ek wil vir ons kykers ook sê, daar is net een waarheid en dis die Bybel. Daar is nie 'n ander waarheid nie. Daar is nie 'n ander waarheid. En as jy vanaand kyk en jy het nie 'n Bybel nie, my nommer gaan nou weer op die skerm kom, ek gaan hom sommer nou sê, 079-211-4205, stuur vir my 'n WhatsApp en ek stuur vir jou 'n Bybel op my onkoste. Asseblief, dis belangrik. Maar sê. Yes. Jy weet, die woord van God, die skrif sê, is kragtig. Soos 'n tweesnydende swaard. Yes. Hy dring deur tussen vlees en been, murg en siel en gees. En as jy nie die woord van God inneem elke dag nie. Ek het vir die studente seker so 2 dae terug. Het ons so daarvoor gestaan en toe sê ek vir hulle, hier's baie van julle wat fisies gesond eet. Ja. Maar in die gees is julle anoreksies. Yes. Dis 'n baie mooi voorbeeld. Want julle eet 'n ou stukkie brood. En ja, maar ek het my dagversie. Ek het genoeg, né? Ja, ek het dit. Dan sê ek vir hulle, maar as jy 'n dagversie is soos 'n stukkie brood van 'n slaaitjie brood afbreek en dit eet. Dis 'n dagversie. Ja. Brood breek, verstaan jy? 'n Mens deur die loop van die dag behoort jy dan met julle brood op te eet. Jy moet dan genoeg brood eet, maar jy moet vol wees van die brood. Ek sal begin bekommerd raak as ek nie 'n boek of 'n hoofstuk of ten minste 'n hoofstuk 'n dag deurwerk nie. Jy weet, dit is hoe dieper jy met die Here pad stap, dan lees jy nie so baie lang stukke nie, want die Gees van God trek jou aandag na sekere punte wat vir jou moet uitstaan, want hy wil jou iets leer. Jy sal miskien 'n hoofstuk lees en dan een versie spring uit en die Heilige Gees vat hom en hy highlight hom
En dan begin hy jou môre aand berei hy uit op daai versie. Ja, ja. Want jy moet baie, soos ek sê, sensitief wees Ja, vir die ja. Gees van God. Terwyl ons so praat, Wiek, sê die Heilige Gees aan my, daar's dalk een van ons kykers wat kyk vanaand, wat bietjie swaar het vanaand. En ek wil net vir hierdie kyker wat dalk kyk vanaand, wil ek net bietjie bemoedig. En net sê, moenie moed verloor nie. Psalm 23 sê vir ons, die Here is my herder. Niks sal my ontbreek en dan sê hy later in die 33 vertaling, al gaan ek deur 'n dal van doodskare wees, O, ja. sal ek nie vrees nie. Amen. En is dit nie mooi gesê nie, al gaan deur 'n dal van doodskare wees. Ja. En dan natuurlik Psalm 121 wat sê, ek staan my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? Is dit nie mooi nie? Nee. So vir daai kyker wat vanaand bietjie mismoedig is, wat of dalk finansiële probleme het of wat ook al. Lees jou Bybel, bid en glo vir my. Dit kan net goed gaan. Glo vir my. Het jy 'n bietjie bemoedigende woord vir die een wat Weet jy wat? Ja, ek voel ook. Jy sit daar, jy het die Here geken. Jy het al 'n ontmoeting met hom gehad. Maar jy het bietjie afvallig geraak. En jy het bietjie sy woord eenkant toe geskuif en afgeskeep. Maar ek wil vir jou sê, daar's 'n skrif in Jesaja 42 wat sê, die geknakte riet sal hy nie breek nie. Verseker. En jou dowwe lamp sal hy nie uitblus nie. Kom terug en soek hom opreg. En God is 'n beloner van die wat hom ernstig soek. Verseker. Verseker. Ja, sê. Sê gou vir my, het ons enige vrae daar van die kykers al? Kameramanne? Niks vrae van die kykers so ver nie? Dis goed. Dis goed. Ja. Hulle moet vir ons 'n vraag vra, man. Ja, maar ons wil Dit is graag op die julle harte. kykers. Ons wil graag die kykers uitnooi. Vra enige vraag, maar ons kyk of ons vir julle kan help of iets kan sê. Ja. Julle is meer as welkom. Of praat ons so Enige- lekker, hulle vergeet Ek weet om nie, iets hulle te vra. vergeet seker, ja, ek weet nie. Hulle vergeet seker. Maar ek wil ook dan met sê, jy weet, geloof is ook 'n groot ding as jy 'n Christen is. Yes. Jy weet, ons kan nie God sien nie. Jesus sê ook, hy's die, niemand kan hom sien nie. Christus vertoon hom aan mense wie hy wil. Yes. Wanneer hy wil, dis so. Maar, jy weet, ek hou altyd vas aan daai gedeelte wat hy vir Thomas gesê het. Toe Thomas uitkom en hy sê vir die ander disippels, weet jy wat, as ek nie sien die merke nie, dan gaan ek nie glo Yes. nie. Yes. En Jesus antwoord hom en hy sê vir hom, jy weet, salig is die wat glo alhoewel hulle nie gesien het nie. Yes. Jy weet, en ek wil vir die kykers vandag sê, 'n saadjie wat jy in die grond sit en hy ontkiem, dit gebeur ook in die donkerte. Ja. Niemand sien dit nie. Absoluut. Absoluut. En dis hoe die woord van God werk. Verseker. En dis hoe geloof kom. Hy Yes. ontkiem in die saad, in die hart. Ja, ja. Niemand sien dit nie. Hoe sê jy, het ons ietsie daarso van die kykers af? Niks van die kykers af nie. Omdat dit goeie viewers. Ja, maar dis op die, jy sien nie al die viewers nie. Dis net jou konteks. Ja. Dis net jou konteks. Op syne kan ek almal sien. So, ja, dit is die ding, jy weet, so mense is maar snaaks erin, jy weet. Mense wil altyd 'n verskoning hê, wil maar soos hulle sê, bietjie wegklip en daar wegklip vir die waarheid. Jy weet. En dit kan jy by enige dag in jou verdier staan. Dis 'n ander ding daai. Jy weet, die waarheid. Ek het nou die dag toe vra ek die vraag. Wat is waar vir jou? En hoekom glo jy dit? Yes. Wat is waar vir jou en hoekom glo jy dit? En ek dink dis 'n vraag wat jy moet jouself baie afvra. Hoekom glo ek wat ek glo? Yes. Is dit geformuleer as mense se opinies wat ek nou maar mee groot geword het? Is dit my eie ondervinding? Of is dit iets wat almal maar glo en jy wil maar net deel wees van die gang en jy hou maar net daarby? Ja, ja. So, ek dink jy moet baie keer met jouself ondersoek ook instaan. Wat is vir jou die waarheid? Ek het nou weer 'n interessante ding, wat sal jy sê? As ek nou vir jou sê vanaand, jy is my vraag, gaan ek hemel doen, ek sê vir jou ja. Wat dink jy daarvan? Kan ek ja sê? Jy kan seker ja sê, ek kan jou nie keer om te sê ja, nie, verstaan jy? Maar ek dink op, As ou mens glo en jy glo en jy dien die Here. ja, En die evangelie, Jesus Ja. vir my sondes gesterwe. jy Daai, sien jy weet dan
Kom kyk, die skrif is duidelik met dit. Jy sien, en dis waar daai ding nou van eens gered, altyd gered, want ek glo. Ja. Maar die Here sê ook, ek sal jou aan jou vrugte ken. Verseker, hè? So jy glo, jy weet Jakobus maak 'n baie mooi statement in die boek van Jakobus. Hy sê jy glo en jy dink daarop gaan jy gered word. Ja. Maar ek glo en ek sal jou deur my werke dit wys. Dat ek glo. Want baie mense glo, maar hulle het geen werke nie. Nee, verseker. So ek dink in daai opsig praat jou dade miskien harder as jou as wat jou mond praat. Of jou dade is sê vir my meer as wat jou mond sê. Jy weet. Ek sê altyd ou se lig moet skyn as jy daar stap en iemand moet kan sê, het jy gesien? Ja. Wat lyk so anders dan hom, jy weet. Wat gaan daar aan? Wat gaan daar aan? Jy weet, dis daai wat jy moet doen. Dit sou lewe, nee. Ja. Jy moet shine, man. Ja, en jy moet daar moet 'n rede wees vir jou opstaan in die oggend. Ja. Jy weet, die groot commission is seker een van ons grootste redes om kom ons opstaan in die oggend, want vandag gaan ek nog iemand vir Here bring. Yes. Jy weet, en vir my hier by die sendingskool hierso by SOF, School of Fire, hier by Rooi Straat, ons is hier seker hoe lank ver van Upington af? So 80 kilos. Ja. Dis waar ons sendelinge oplei om uit te gaan. En ons gaan nog baie uitreik. Yes. Ons gaan nou weer die volgende maand gaan ons daai stap doen. Groot stap, ja. En dan het ons ook daai ding van die 4de, die 5de. Ek wil dit gou adverteer. Dankie vir 4, 5 en 6 September by School of Fire by Rooi Straat. Julle kan ons WhatsApp vir Steffie, ons gaan nou die nommer vir julle gee. Julle is welkom. Dit gaan wees takeover in jou dorp. So jy's welkom om te kom. Kos is verniet, jy slaap verniet, jy stort verniet, alles is verniet. Jy moet net hier kom en by die huis kom. Dis al wat moet gebeur. Dit gaan baie lekker wees. Dit gaan soos 'n seminar wees. Takeover, hoe om jou dorp oor te vat. Byvoorbeeld hoe om drugsmokkelaars uit te vat en. Al daai goed, julle is meer as welkom. Ons gaan nou die nommer vir julle daar op die skerm sit daarso, dan kan julle sien net 'n WhatsAppie daarso en sê net julle stel belang en hoeveel van julle gaan kom. 4, 5 en 6 September. Moet dit nie mis nie, dit gaan amazing wees. Ekskuus, jy was besig om te praat. Ja, nee, maar dis wat ek sê, dis waarmee ons besig is hierso. Yes. Ons harte is in die bediening, maar meer om ek sal nie sê die verlore mense te kry nie. Yes. Daar's baie mense daar buite wat miskien net weer bietjie. Jy weet, ons het nou gepraat van die saaier wat die saad saai op die 4 verskillende soorte grond. Die hart is die belangrike ding. So ons gaan uit en ons plant die saaitjie die eerste keer. Jy weet, dan kom maar miskien 'n volgende keer weer iemand en hy maak dalk nat. Ja. Maar dit is God wat die increase gee. Dis God wat dit laat groei. Jy sien, dit is maar ons werk maar net om daai saad uit te kry. En die woord is die saad. Weet, terwyl op daai topik is dit, dan kan ek nie anders om te dink as ons nou gepraat het van die 99 skape en 1 verlore. Wat sê jy daarvan? Wat is jou siening? Wat sê jy daarvan? Kan ons elke keer daai een wat verlore is gaan haal elke keer? Jong of nie? Jy weet, ek is van die mening, solank daar nog asem in jou longe is, solank daar hoop is, het jy nog 'n kans. Maar ons het nou mooi geleer, ons is nou in die Nuwe Testament, ons kan nou nie die vergelykings van die Ou Testament gebruik nie. So, die Here se genade is groot, en al wat ek hier wil sê is, vir daai ou, wat heeltyd terugval. Hy sê in Romeine 2 waar hy praat, weet jy dan nie, dat die goedertierendheid van God, jou tot bekering wil lei. Jy weet, hy laat die son opkom oor die gelowige en die ongelowige, en jy dink nou, wel, ek het nie God nodig, dit gaan goed met my. Maar my vriend, daar is nie iets wat kan opweeg met ewigheid nie. Nee. So die bietjie goed wat nou met jou gaan, kan nie opweeg met 'n ewige lewe nie. En soos ons nou gesê, die ewigheid lewe is Christus Jesus. Amen. En ek voel, in my hart voel ek, daar is hoop, maar daar kan ook 'n tyd kom. Veral die verlore skapie wat nou al die Here op die pad gestap het, en hom verloon. Ja. Jy weet, kyk soos byvoorbeeld Judas. Hy het 3 jaar saam met die Here gestap. Dis hy.
En toe hy besef wat hy gedoen het, toe kon hy dit nie handle nie, en hy het sy eie lewe geneem. Jy weet, ons het 'n pastoor op ons hierso op Sof, wat met die inskakel, of die wat noem ons, die distance, Ja, die afstand. die afstandstudente werk, die Yes. mense wat deur YouTube swat. Kyk gerus ons YouTube channel uit. Yes. Ja. Ja, kyk daar vir Softube op YouTube. Ja, Ja, Softube. daar sy. Kyk op Softube. En sy naam is Otti. Wat is Otti se van? Tyrion. Otti Tyrion. Otti Tyrion. Yes. Ons praat nou die dag so. Hy sê wat hoe het hy dit gesê? Wat doen 'n vark as hy duiwel besete raak? Ja. Hy pleeg selfmoord. Ja. Want hy kan dit nie handle. Ja, kan dit handle nie. Jy Ja. weet, dis wat gebeur het ons met die klomp varke. Ja, ja. So dit is nogal baie ironies vir my gewees. Ja. Maar ja, ons maak die deur oop en ons moenie vergeet nie dat daar definitief 'n duisternis daar buite is. Ja, verseker. Die geesteswêreld Ja, is verseker. meer reël, meer werklik, meer dinamies as ons fisiese lewe Ja. hier op aarde. My worries is dat mense stel uit. Mense dink dit gaan, daar's mense wat dink dit gaan nie gebeur nie. Ja. Hoor dit jou vandag vertel. Daar's mense wat dink die hele ding is 'n grap. Maar dit kan nou wees as ons hier praat. Dit kan nou wees. En dan sal jy vra altyd, is jy reg? Jy sal nooit 100% reg wees nie, maar is jy gereed? Kom ek sê eerder, is jy gereed? Verstaan jy? Jy sien, So ons kan nie uitstel en uitstel en uitstel nie. Nee. kan nie. Kry jou lewe agter mekaar, punt. Dis Kry hom agter mekaar. Dit is vir my so belangrik, jy weet, en ek het hierso 'n aantekeningkie gemaak, waar ek sê my sekerheid is nie in die besluit wat ek eendag geneem het nie. Jy weet, soos one safe always safe. Yes. Nie. Maar in die persoon in wie ek vandag leef. Christus is die ewige lewe. Die ewige lewe is die seun. Daarom is ek seker om in hom te bly. Jy weet, as jy saam met Jesus bly stap, dan kan jy nie fouteer nie. Ja, dat jy gaan foute maak is so, Yes. maar jy gaan nie fouteer om afvallig te raak. Nee, definitief nie. Verstaan jy? So terwyl ons nou so praat ook vir die kykers, vir die wat kyk, daar kom 'n program op van Faith Unfiltered, dis die program wat ek aanbied, getuienisse. Ek het 'n getuienis van 'n ou wat bendelid van Staffiele, die ou bendes, ja. wat bekeer het, wat die God gevind het, en dan 'n vrou uit Lambert Bay wat ook lekker getuienis het. So ons gaan eendag van ons lekker opsit hierso, ons binnekort die getuienisse aanhoor. Ons gaan inbel, ons gaan sien hoe wat die ding doen en 'n bietjie hulle getuienisse goed aanhoor, want getuienisse vind altyd lekker, want 'n mens hoor so en jy leer uit dit uit, verstaan jy? Dit is my lekker, want iemand het daai pad gestap. So dis wat lekker is van 'n getuienis. En mense leer uit dit, mense bekeer, mense se lewens draai om. Dit is so, hy sê in die boek van Openbaring, ons gaan oorwin deur die bloed van die lam en die woord van ons getuienis. Yes. Jy weet, want die getuie, hoekom 'n getuienis? Want 'n getuienis bring eer aan God. Amen. Amen. Jou getuienis gee God die eer. Saam met die bloed kom die oorwinning. Jy weet. Dis wat Dawid gedoen het. Jy kom na my met 'n spies en 'n lans en Yes. maar ek kom na jou. Want hoe kan hy dit gesê? Want hy het nou 'n getuienis gehad met die leeu. Jy weet. En wat het hy nog verslaan? Ja, wel, hy het al 'n paar oorwinnings gehad. Ja, so 'n paar toe hy 'n oorwinnings. klein seentjie was, man. Jy weet, Dawid was, ek dink nie eers 16, 17 jaar oud toe hy teen Goliat gaan staan. Ja, was baie jonk. Hy was 'n baie jong man gewees. Ja. Nee, was baie jonk. Maar hy het al in die veld saam met die skape het die Here hom al hierdie oorwinnings gegee en dit was sy getuienis. Yes. En toe hierdie giant voor hom staan, toe sing hy maar nog Ja. een van daai Terwyl ons nou so praat, ek het nou nog 'n baie snaakse vraag. Ons lees nie sommer so lekker, ek gaan dit nou gou lees hier in die Bybel. ja. Gaan diere hemel toe? Ek glo so. Ja, ek is so bly jy sê saam met my. Ek glo so. Ja, wil jy 'n bietjie uitbrei? Ek gaan net gou soek hierso. Ek wil net vir die kykers sê, Want weet jy, hierdie stukkie wat ek nou gaan lees in Genesis is in die Nuwe Bybels weggelaat. Jy gaan dit nie in die Nuwe Bybels kry nie, nuwe vertalings nie. Dis hoekom ek dit nou gou hierso, hierdie is 'n 33 vertaling. Ek wil dit gou opsoek hierso. Genesis 1 vers 30 sê: Maar aan al die diere van die aarde en al die voëls van die hemel
en al die kruipende diere op die aarde, waarin 'n lewende siel is, gee ek al die groen plante as voedsel, en dit was so. Ja, Alright. jy sien. Jy sien. Weet jy wat, nou, as ou nou daaraan dink, ons sing so lekker song hier so op Sof. God sorg vir die mossie. Mossies, nee. En nie een mossie val op die grond sonder die Vader se wil nie. Nee. Nou as hy so lief is vir hulle, Ja. hoekom sal hy hulle nou net laat verdwyn? Paradijs, die Bybel praat van die paradijs. Maak nie saak, dit is nie paradijs vir diere. Is dit Ja, nie? Nee. jy weet, Baie kontroversieel, maar ja. ek dink dit is iets om na te kyk. Jy gaan maar altyd Hy sê in Jesaja 11, wel, 6 vers 9, hy sê, die wolf sal by die lam vertoef, die leeu sal by die strooi eet, soos die bees. In Openbaring 19 vers 11 praat hy ook van die leeu wat by die lam lê. So daar gaan diere in die hemel wees. Gaan God nuwe diere skape of gaan hy net die wat hier was weer gebruik? Ja, ek weet nie. Soos wat hy die mense die dood uit. Vir God is niks onmoontlik nie. Niks onmoontlik nie. Dis wat ek dink Nee, ons amazing. mense Ons kyk vas teen 'n ding. ja, Ons kyk vas, dit is waar. ons lewe in hierdie driedimensionele wêreldjie van ons. En ons het my seun vra my vandag, "Dad, waar is die hemel?" Ja. Ek sê vir hom, "Seun, die hemel is nie soos wat jy sal dink, daar's 'n planet somewhere nie." Ek sê dis 'n geestesdimensie buite ons sig wat ons nie kan realiseer nie. Ja. Die dag as ons in 'n verheerlike status instap, want in 'n oomblik gaan ons liggame verander. Daai oomblik gaan jy daai dimensie sien. Dan gaan jy die nuwe stad Jerusalem sien. Yes. Verstaan jy? So ek dink ons is baie kortsigtig met Ja, ek dink so, hoor. Ja, ek dink so. met dit. Definitief jou kat. Ja, Ag, ek glo sorg vir maar mooi vir hom. Hy gaan dalk vir jou, Ja, man. hy gaan dalk mang eendag daarbo as jy daarbo Ek kom en sê, "Maar jy het my daai dag en daai dag." Hoor dit ek nou tref van Burgersdorp af. Dit nou altyd katte gevoer en so en so en Ja. so. Ek het altyd mense gesê die Here berei my voor dat ek is seker in die hemel moet ek die katte kos gee. Weet so ja, dit was net 'n ligte lyn. Ja. Terwyl ons nou so praat daarvan kom er nog 'n ding by my op. Skyndood. Mense beweer hulle was in die hemel gewees. Ek weet Dit is het nog 'n self mense- fenomeen wat baie plaasvind veral onder die moslim gemeenskap nou deesdae. Wat die ou sterf en hy gaan of eider hel toe of hy het 'n ontmoeting met Christus. Ja, ja. En baie mense wat ek nou al gesien het, daar was 'n baie goeie dokumentêr gemaak oor die Lazarus effek. Ja. Ek weet nie of jy dit al gesien Ek het het. gehoor van dit, ja. Waar sekere mense nou wat ware verhale is. Die ou vertel byvoorbeeld, hy het uit sy liggaam uitbeweeg, Yes. want hy het nou gesterf. Jy weet? En hy het opbeweeg en hy het afgekyk. Hy sê maar dit is 'n heeltemal anderste gevoel. Ja. Dit is hy sê en hy kon sien hoe hulle met hom werk nog met die hartmasjiene en die goede en al daai goeters, jy weet. En hoor wat hulle sê en alles en alles. En hy het 'n ontmoeting gehad met Christus en die Ja. Here het vir hom gesê, "Man, gaan terug. Is nog dit en dit moet jy gedoen het. Dis Yes. wat ek wil hê jy moet sê." En hy het teruggekom en hy het iewes skielik weer jy weet Ja. die hart begin die hartbeat gekry. En die dokters en goeters wat daar met hom gewerk het, hy het vir hulle gesê hy was dood. Hy het hulle toe sê vir hom, "Nee man, ons jy het geflatline." Yes, yes. Hy sê, "Nee, ek kon presies hoor jy het dit vir daai persoon gesê en jy was besig met dit daar en jy het dit gedoen en jy het uit alles geweet wat in daai kamer aangegaan en dit kon hom nie verstaan nie." Ek lees gisteraand 'n ding, hoekom ek dis het sommer by my opgekom nou. Ek lees gisteraand 'n ding van ook 'n vrou, dieselfde effek. Nou, sy was 6 minute, was sy dood. Ja. Vir haar nie tie wat jy Hy nou dood, sê. ja. Dood nie, jy weet. En klinies, dit is eintlik onmoontlik. Maar sy het dieselfde effek gehad, sy het bygekom. Die Here het gesê sy moet teruggaan. Ons het werk wat gedoen moet word en Ja. sy het nie dit se skade, niks. Ja, dis amazing hoor. En mense bekeer uit hierdie goed. Mense hoor hierdie goed, nee, Ja. mense bekeer want party kom vertel my van die hel. Ja. Ek het nog gehoor daarvan. Ek het al van dit gehoor. Wel, dis scary. Dis scary, hoor. Ek het al gehoor. Ja. Dis scary wat daar gebeur. Kyk,
Die hel is gemaak vir die duiwel en sy engele, Dis so. nie vir die mens nie. So vir die mens om hel toe te gaan, moet iets verskriklik Dit wees. moet wees. Dit moet wees. Jesus sê, dis waar die vlam nie geblus word nie. Ons het nou die dag, net vir die kykers te sê, ons het nou die dag hier by Roos huis, het ons so 'n bietjie voorbrand gemaak. Daar van, by die Truksvye. Yes. En ons het daai dooie bosse aan die brand gesteek. Net daai vlam Ja. was so warm, ons kon nie 10 meter, Nou jy sien. verby 10 meter, jy weet, ons moes 10 meter terug staan. Ja. Want as jy nader gegaan het, dit was so warm, voel of jy, jy, toe ons daarvan af terugkom, almal se gesigte was rooi, so warm was dit. Nou kan jy nou dink dat jy hel. Verstaan jy? Dis verskriklik. En wat die wurm nie sterf nie. Ja, niks. Niks. Ek bedoel, die wurm wys vir my op tormenting, jy weet, torment, wat sal mense in Afrikaans? Ek wou dat jy sê, dis eintlik scary. Ja, dit is, die hel is nie gemaak vir die mens nie. En as jy soontoe gaan, ja, dan is daar nog mense wat grappe maak oor dit, nee. Ek kan dit nie verstaan nie, hoor. Ja, dit is my scary. Jy weet, daar was 'n ou prediker gewees, hy het my tot bekering gelei toe ek 'n jong seun was. Sy naam was Dominee Willie Maree, NG predikant, godsman gewees. Ja. Hy het daai tyd nog in die ou regering, het hy nog vir die ministers, daai tyd was John Foster nog minister gewees, het hy vir in die NG Kerk Oos gemeente, het hy nog vir hulle hy was die leraar vir die staatspresident en sy kabinet. Baie wyse man. En hy het die woorde kwyt geraak. Hy sê, vreeslik is dit om te val in die hande van 'n lewende God. Ja. Want die dag van sy toring gaan kom en wie gaan bly staan? Ja. Berge val op ons, heuwels bedek ons vir die aangesig van hom met wie ons te doen het. Ja. Ek dink die mense besef nie. Ja. Dat as hy nou weer terugkom, hy kom haal die wat in hom glo. Die res. Ja. Ek wil tog as daar van ons kykers is wat kyk vanaand, vra, ek wil pleit by jou, maak reg. Dien die Here. Bely jou sonde, neem God aan, man. Dis die enigste weg. Daar is nie 'n ander weg nie. Daar is nie 'n ander weg. Daar is nie 'n ander weg. Jy weet, tot die duiwels buig. Jy weet, Jakobus sê, jy glo God is een. Jy doen goed, maar die duiwels glo dit ook en hulle sidder. Yes. Hulle sidder. En dis wat ek vir die kykers wil sê is die krag wat daar is in Jesus kan vandag jou lewe verander. That's amazing, hoor. That's amazing. Jy mag dalk daar sit en jy sit daar met maagkanker. Lê jou hand op jou maag. Jesus Christus genees jou nou. Ons wil graag hoor van jou wat gesond geword het vandag. Asseblief. Amen. Ja. Amen. Hoe lank is ons op nou? Okay. 54. Okay. So vinnig het hy gegaan. Dis lekker, nee. Ja. Nou lekker, dis baie lekker, ja. So vir ons kykers wil ons net sê, die topik is, dink jy eenmaal gered, gaan jy altyd red? Of moet jy 'n pad saam met hom stap? Hy sê, neem jou kruis op elke dag en volg my. Yes. Weet wat hier ons bid nie, net om so... Kom ons bid. Voordat die kykers voorbij sê. Ja, kom ons bid vir die mense. En ek gaan sommer 'n sondaarsgebed ook doen. Amen. As jy daar by die huis sit vandag en jy ken nie vir Jesus Christus nie, ons gaan vir jou ook bid. Bid saam met ons. En dan gaan ons bid vir genesing in jou huis. En ons gaan bid vir vrede in jou huis. Daar sê, kom ons bid saam. Vader van ons Here Jesus, Here, ons kom na U toe. En ons lig elke kyker op na U toe, Here. En die een wat daar sit vandag en sê, Here, wees my 'n sondaar genadig. Ons bid nou vir hulle, Here. As jy met jou mond sal sê, Here Jesus Christus, ek glo dat jy is die Seun van die Almagtige, die lewende God. Ek bely jou met my mond en ek glo in my hart die woord wat ek nou gehoor het. Here, laat hierdie saad nou in my hart val
en laat hierdie saad opkom en vrug dra in u koninkryk, in Jesus naam. En vir jou wat siek is vandag, die Here sê in Eksodus 15, hy is die God wat gesond maak, Jehovah Rapha. Hy maak jou gesond. En in die Psalm sê hy, ek stuur my woord en hy genees. Ek bid nou vir jou dat God die woord stuur. Niemand hoef vir jou hande op te lê nie. God stuur sy woord en genees jou nou daar waar jy sit. Yes. Vertrou hom net vir dit. En dan Vader, bid ek vir vrede in elke huishouding wat nou hier ons na ons sit en kyk. Daar waar hulle aangeval word, Here. Daar waar demoniese magte op hulle afdwing. Here, ek bind dit in die naam van Jesus. En ek laat vry die engele, Here, laat hierdie evangelie vrykom in daai huis. Bid vir die vrede wat oor hulle kan wees nou, Here. Ons dankie dat U is die Christus. Yes. Die enigste woord van God, waarin ons verlossing het vandag. Amen. Amen. Dan sê. Dankie Wiek vir die lekker gesels. Ons Dankie. kykers wat gekyk het, baie dankie vir julle. Dankie, Ons kameramanne daar agter, baie dankie vir julle. Dankie julle. En ja, julle moet 'n lekker aand hê en julle moet lekker slaap. En onthou, Jesus like jou. Amen. Dankie. Dan sê. Dankie. Dankie Wiek. Dankie, Henry. Ja. Hoe was dit vir jou?